Goeiedag en baie welkom by ons erediens vandag. 'n Spesiale woord van welkom aan NG Kerk Oudtshoorn Parkkykers. Ek is Dominee Anina Jansen van Rensburg en dit is vir my 'n voorreg om vandag saam met u uit die woord te lees en die Here te aanbid in hierdie erediens. Geliefdes, ons tema vir vandag is Julle maak my arms sterk. En ons skriflesing gaan kom uit Eksodus 17 vers 8 tot 16. Maar voordat ons dan uit die woord lees, ontvang eers die seëngroet van die Here. In Spreuke 18 vers 24 hoor ons die woorde: Maats kan jou breek, maar daar kan ook 'n vriend wees wat nader is as 'n broer. Genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van u, van God ons almagtige Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ek lees dan vir ons Eksodus 17 vers 8 tot 16. En die opskrif van die teksgedeelte is Oorlog teen Amalek. Toe die Amalekiete by Refidim teen Israel kom veg het Moses vir Joshua gesê: Kies vir ons manskappe en gaan veg môre teen die Amalekiete. Dan sal ek op die top van die heuwel gaan staan met die kierie wat God my gegee het in my hand. Joshua het toe gedoen wat Moses vir hom gesê het en hy het teen die Amalekiete gaan veg. Moses, Aaron en Hur het toe op die top van die heuwel uitgeklim. Solank Moses sy hand opgehou het, was Israel die sterkste. En wanneer sy hand gesak het, die Amalekiete. Maar Moses se arms het begin moeg word. Hulle het toe 'n klip gevat en dit agter hom neergesit, sodat hy daarop kon gaan sit. Aaron en Hur het sy arms van weerskante af ondersteun, sodat sy arms regop gebly het tot sononder. Joshua het die Amalekiete heeltemal verslaan. Daarna het die Here vir Moses gesê: Skryf hierdie woorde op in 'n boek as 'n blywende herinnering en lees dit vir Joshua voor. Ek wil die Amalekiete heeltemal van die aarde af verdelg. Moses het 'n altaar gebou en dit genoem: Die Here gee my die oorwinning. Verder het Moses gesê: Dit is die gedenkteken vir die oorwinning wat die Here gee. Die Here voer oorlog teen Amalek van geslag tot geslag. Tot sover ons skriflesing, broers en susters. In Psalm 119 vers 140 sê die psalmdigter die volgende woorde en elkeen van ons stem heel hartiglik saam: U woord is baie suiwer, ek het dit lief. Amen. Geliefdes, nou hierso is ons weer by die Israeliete in die woestyn. En dit is nou nie lank nadat hulle uit die Egiptenare se wurggreep verlos is nie. Dit is nie lank nadat hulle ontsnap het en deur die Rietsee getrek het nie. En dit is net nadat God vir hulle die wonder gegee het van die water uit die rots. En hierso het hulle nou 'n veldslag teen die Amalekiete by Refidim. Nou die Amalekiete, interessant genoeg, het afgestam van Esau se kleinseun Amalek. En dit was 'n nomadiese, onvriendelike volk. Hulle het daar gewoon en getrek met hulle diere en hulle het enige persoon of enige groep aangeval wat hulle gedink het in hulle gebied kom of wat hulle bedreig. So hulle het vir Israel aangeval sonder enige rede. Onthou, die Israeliete was slawe. Hulle het nie geweet hoe om oorlog te voer nie. Hulle het geen wapens by hulle gehad nie. Niemand van ons weet presies waarmee het hulle uit Egipte getrek nie, maar hulle was vir so lank slawe dat hulle kon nie vreeslik baie gehad het nie. So hulle was op geen wyse 'n bedreiging nie en so het die Amalekiete hulle aangeval sonder dat hulle enigsins 'n rede daarvoor gehad het. Ons hoor ook hier vir die heel eerste keer van Joshua, wat nou later natuurlik die opvolger sou word van Moses. En hier leer ons hom dan nou ken ook as 'n militêre leier. Hierso kry Joshua die opdrag dat hy moet manne kies en hy moet veg teen die Amalekiete, terwyl Moses op die heuwel staan met daardie staf van God in sy hand
waardeur God soveel wonderwerke laat gebeur het in Egipte. Dit is dieselfde staf wat hy oor die Rietsee uitgestrek het, dieselfde staf wat in 'n slang verander het, daardie staf. En solank as wat Moses sy hande in die lug hou, hierdie staf in die lug hou, dan kry die Israeliete die oorhand oor die Amalekiete. Maar sodra hy sy arms laat sak, dan word hulle swakker en dan begin hulle verloor teen die Amalekiete. Wat sê dit vir ons? Moses staan daar op die heuwel met die staf in sy hande. Hy kon hom dalk so gehou het. Dit is dan nou 'n teken van aanbidding en eer en afhanklikheid. Hy kon hom dalk so omgehou het en dit is dan mos 'n teken van ons het die Here nodig. Hierdie is ook 'n teken van lof, 'n teken van afhanklikheid en nederigheid voor God. So met ander woorde, solank as wat die fokus op God was, het Israel die oorhand gehad oor hulle vyande. Dit het nie gegaan oor hulle vegvermoë nie. Dit het nie gegaan oor die planne wat hulle gemaak het of hoe hulle saamgewerk het eers nie. Dit het 100% gegaan oor hulle fokus op die Here. Solank as wat Moses as leier van die Israeliete sy aandag en sy lof en sy afhanklikheid gewys het teenoor God en die fokus op God was, solank het die Israeliete gewen. Maar Moses het natuurlik moeg gehad, moeg geraak. Hy kon nie die staf so lank in die lug hou nie. En daarom het hy mense nodig gehad om hom te help. Hy kon nie alleen hierdie roeping vervul nie. Geliefdes, wat sê dit vir ons? In die eerste plek sê hierdie gedeelte vir ons dat ons stryd en ons gevegte hang nie noodwendig af van ons moed en ons durf en ons slimmigheid en wat ons doen nie. Dit hang af van ons geloof in God, van ons toewyding aan God, van ons fokus op God, solank as ons aandag op die Here is, sal ons 'n oorhand hê oor die stryd. Dit sê ook vir ons dat ons kan nie alleen selfs ons roeping van God vervul nie. Ons taak verrig nie. Ons het ander nodig. Hierso het Moses vir Aaron nodig gehad. Hy het hom die hele tyd nodig gehad. Aaron was Moses se broer. Hy was ook die een wat namens Moses gepraat het. Onthou u, Moses kon nie eers goed praat nie. So God het vir Moses, Aaron vir Moses gegee om namens hom met die volk te spreek. En dan hoor ons hier van 'n ander karakter, sy naam is Hur. En al wat ons van hom weet, is dat hy ook daardie tyd as 'n leier moes opgetree het, want hy was ook betrokke. Toe Moses opgegaan het na die berg toe om die 10 gebooie te ontvang, het hy saam met Aaron na die volk gekyk en as leiers onder hulle opgetree. Geliefdes, selfs in ons goddelike roeping, ook in ons alledaagse lewe, het ons ander nodig. Ons tema is, Julle maak my arm sterk. Die julle is al jou naastes en al jou geliefdes om jou, wat lief is vir jou vriende, die persone wat jy kies in jou lewe om naby aan jou te wees. Dit is diegene wat jou arms sterk maak. En natuurlik is ons ook verantwoordelik om ons geliefdes se arms te help in die lig hou. Die mens is nie gemaak om dinge alleen deur te werk en aan te pak nie. Ons is gemaak om in verhouding met mekaar beter te wees as wat ons op ons eie is. En daarom moet ons leer om saam te werk, oor die weg te kom, anders kan geen huis of organisasie staande bly nie. Want ons weet dat 'n verdeelde koninkryk kom tot 'n val, soos Jesus ook vir ons gesê het. Geliefdes, en solank ons in ons alledaagse stryd, in ons alledaagse uitdagings, ons oog op die Here Jesus hou. Ag, daar's so 'n mooi gedeelte in die Nuwe Testament in die boek Handelinge oor Stefanus, die eerste martelaar,
voordat hy gesterf het, of terwyl hy gesterf het, terwyl hulle hom stenig het, hy opgekyk na die hemel, en hy het gesê, ek sien die hemel geopen, ek sien die seun van die mens sit aan die regterhand van God. En dit is waar ons aandag moet wees, dit is waar ons fokus moet wees, ten spyte van die geweldige stryd om ons, in ons land, in die wêreld, al die uitdagings, al die moeilikhede, al die geweldige vyandskap wat ons ervaar, al die vyande wat ons sonder rede aanval, broers en susters, moet ons die stryd opneem, en ons moet veg vir die Here, saam met die Here, tot die Here, met ons oë gerig op die Here, geliefdes, en dan sal die oorwinning aan ons kant wees, want ons God is getrou, hy is lief vir ons, hy het reeds oorwin, hy het die dood oorwin, hy is by ons, en dan moet ons ook nie onderskat die krag van ons samehorigheid, ons medegelowiges, ons gemeenskap van gelowiges, om saam te kom, saam te bid, saam te dien, saam te lees, ons fokus op die Here te plaas, en mekaar se arms in die lig te hou, en sterk te hou, mekaar te herinner, onthou, God is in beheer, onthou, God is lief vir jou, onthou, God het jou vergewe, onthou, jy is 'n kind van God, onthou, God het 'n plan, God het 'n toekoms, God het 'n antwoord, ons het nie die antwoorde nie, maar hy het die antwoorde, hy het die oplossings. Geliefdes, mag ons altyd ons hande in die lig hou, in lof, eer, gesag en afhanklikheid van God, in Jesus se naam. Amen. Gaan dan hierheen dan met die volgende woorde uit Efesiërs 3 vers 16 tot 20. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. En mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Amen.